Ons vandag hier is Swellendam, Buffeljasrivier en ons is hier by 'n canola variëteitsproef. So die hele funksie van die proef of die projek wat ons aangepak het. Ons doen 'n klomp proewe reg oor die hele land, 16 in totaal. Die idee is om alle verskillende tipe canola variëteite wat ons het tot ons beskikking te toets. Ons plant hulle in verskillende areas, verskillende klimaatzones en ons kyk hoe presteer elke tipe canola, elke variëteit, verskillende barsters in elke area. En die einddoelwit is om vir die boere inligting te gee om 'n ingeligte besluit te maak rakende watter variëteit vir hom in sy area die beste gaan wees en die beste aangepas sal wees vir sy area. Dit is een ding om te sien hoe lyk die data op papier, maar om te sien hoe die ding aangepas is, hoe in jou spesifieke omgewing lyk, is uiters belangrik. In landbou sien ons almal as vennote. Advanta is 'n vennoot in hierdie hele besigheid. Ons het die afgelope 20 jaar het ons opbrengs in die Wes-Kaap verdubbel wat canola betref per hektaar. So die genetika wat Advanta is van onskatbare waarde vir ons stygings wat ons tans ervaar. Wat lekker is van Advanta is hulle verstaan die bedryf. Deur sulke boere daar leer ken hulle die bedryf, hulle verstaan die behoeftes van die kliënt en daarom het ons 'n aangepaste pakket van vinnige kultivars tot stadige kultivars. Ons het kultivars wat by verskillende chemies kan opgebruik. Ons wil 'n TT kultivar hê om sekere stel onkruide te beheer in sekere omstandighede waar ons ook Clearfield kultivars gebruik en natuurlik konvensioneel wat baie goed doen. So ja, hulle is 'n ankervernoot in hierdie Wes-Kaap canola bedryf. Die canola bedryf is sommer deesdae 'n lekker baswoord as ek dit so kan sê. Die mense is opgewonde. Ons kry mense van reg oor die land wat gedurig inbel en vra 'n bietjie oor raad en hulp vir die canola. In die Noord-Kaap is daar redelike groot ontwikkeling. Ons het ook 3 kultivarproewe ingesit in die Noord-Kaap en ons gaan binnekort daar ook 'n canola dag hou. Plantestandproef ook gedoen daar om te kan sien onder die besproeiing wat is die regte plantestand op die einde van die dag vir die boer die maksimum opbrengs te gee. En boontoe op in die noorde van die land is daar net so baie uitbreiding en in die Oos-Kaap, so die ouens is baie opgewonde oor canola en ons sien baie uit om saam met hulle van die beste tegnologie te gee, genetika te gee en dat ons die skip kan laat seil. Die saad is altyd die groot vraag in die canola bedryf. Omdat dit 'n oliesaad is, wil daar nie altyd die maatskappye te veel oordragsaad hê nie. Maar in dieselfde tyd in die produksiegebiede word die saad geoes en skoongemaak en behandel net voordat ons Suid-Afrikaanse planttyd gebeur. En ons het nou begin om die jaar se kommersiële produksies in van variëteite om te kyk hoe dit vorder en ons is baie opgewonde, dit lyk baie positief en dit gaan vir ons baie tyd spaar en om die saad baie gehoor en betyds op die boer se plaas te kan bekom. Canola is 'n baie belangrike wisselbougewas. So veral in die Wes-Kaap waar hulle koring en 2 grasspesies het wat hulle in die verlede die meeste geproduseer het. Is dit baie goed om canola in te bring in 'n wisselboustelsel in. Eerste ding wat belangrik is om jou onkruide te beheer en dan om jou siklus te breek om verskillende swampsiektes te onderdruk. Die globale aanvraag na oliesade raak al hoe groter, veral met canola wat 'n gesonder tipe olie is. Die hektare is besig om te groei. In Suid-Afrika is ons omtrent 150 000 hektaar canola en daar is ook 'n behoefte in die Noord-Kaap onder besproeiingsarea om canola te plant, waar boere kyk na alternatiewe gewasse en die canola se prys was die laaste 2 jaar relatief goed wat dit uitstekende wisselbougewas maak. Vir vandag het ons 'n projek hier gedoen vir Advanta. Wat regtig vir my great is dat daar maatskappye is wat bereid is om geld te investeer in die canola bedryf in, wat nuwe konsepte wil toets, wat die baar elke jaar bietjie wil lig en om vir ons beter variëteite vry te stel en om boerdery oor die algemeen meer volhoubaar en meer winsgewend te maak. So waardeer dit. Baie dankie Advanta vir julle belegging in canola Suid-Afrika. 'n Bekommernis in die canola bedryf is altyd oor wat is die pad vorentoe. Is daar genoeg genetiese materiaal? Gaan ons nog hierdie tendens van stygings kan volhou? Daar's altyd uitdagings. Die uitdagings is en dit is 'n bron van kommer vir ons. Die wêreld beweeg weg van ons af. Hulle fokus baie op Roundup Ready en GM tipe canola. Dit is nie wettig in Suid-Afrika om te verbou nie,
Maar daarom is dit baie lekker om te sien dat Advanta kom met cultivars in die TT, Clearfield en konvensionele groep wat kompeterend is, wat beter aangepas is as die voriges wat hulle vervang. So ja, dit is 'n baie lekker situasie om te wees. Het is baie lekker om te weet dat Advanta so baie navorsing doen, dat die besigheid so goed geklas word dat ons kan, alhoewel die klimaat verander word, al hierdie genetiese vordering kan hê by die canola gewas. So dis 'n industrie wat ons kan uitsien na en ons is ook mos nou gelukkig om soil te hê op Swellendam. So ja, dis iets om oor opgewonde te wees en dit was lekker om te praat daaroor en 'n bietjie gedagtes te deel. Die temperature raak 'n bietjie warm in September maand en goed en ons het op 'n tyd lank ophou boer met canola. En die nuwe cultivars almal doen wat hy doen. Hulle is nie meer so sensitief vir die temperature wat opgaan nie en ons maak goeie oeste en dis wonderlik. Canola kan baie goed droogte vat en dit gaan 'n baie goeie gewas vir ons wees, maar aan die begin het hulle die te lank groeiers ingevoer en so ek is baie opgewonde oor al die nuwe kort groeiers en medium groeiers en die bedryf van geheel.